Die behoefte aan vryheid en onafhanklikheid is 'n behoefte wat so oud is soos die mensdom self. Dit is dan ook die vernaamste rede waarom honderde Kaapse koloniste besluit het om in 1836 en 1837 die Kaapkolonie in georganiseerde trekgroepe te verlaat en elders 'n heenkome te vind, vry van die beklemmende wette en maatreëls van 'n Britse bewind. Die groot trek het sy beslag gekry. Hierdie voortrekkers of boere sou voortaan 'n leidende rol in die geskiedenis van Suid-Afrika speel, soos dit hier in 'n vries in die Voortrekkermonument in Pretoria uitgebeeld word. Die leier van een van die trekgeselskappe was Piet Retief. Hy was reeds 56 jaar oud toe hy as hoofkommandant en gouverneur van die trekkers verkies is. Op grond van die positiewe berigte wat hulle oor Natal ontvang het sy trekgeselskap besluit om die Drakensberg oor te trek en hulle daar te gaan vestig. Retief was inderdaad ingenome toe hy in 'n paar manskappe in Oktober 1837 met 4 waans vooruitgetrek en met hulle oortog oor die Drakensberg die pragtige Natalse landskap aanskou het. Die visie en ideale wat hy gehad het van 'n onafhanklike trekkerrepubliek in Natal kan in Koert Steinberg se standbeeld van Retief voor die Geloftekerk in Pietermaritzburg onmiskenbaar afgelei word. Retief doen eerste aan by Port Natal, die huidige Durban. Hy is daar vriendelik deur die ongeveer 60 Britse setlaars ontvang. 2 struikelblokke is reeds oorkom. Die Drakensberg kon oorgetrek word en die groepie Britse setlaars het inderdaad sy aankoms in Natal verwelkom. Maar daar was 'n derde struikelblok. Dingaan, koning van die Zulus. Hy het in 1828 sy halfbroer Shaka vermoor en in 1829 verhuis na 'n nuwe hoofkraal om Gongonsovo, plek van die olifante, ongeveer 20 kilometer suidwes van die huidige Ulundi. Hierdie stad is later, op grond van verskillende bronne en getuies, deur verskeie persone geskets of geskilder. Dingaan het 'n goed georganiseerde Zulu-staat en 'n gedigte leer van Shaka geërf, en ook die steun geniet van die aanvoerders wat deur Shaka opgelei is. Om die gebeure by Bloedrivier duideliker te verstaan, is dit nodig om 'n idee te kry van die Zulu's aanvalstegniek, wat deur Shaka verfyn en deur Dingaan oorgeneem is. Stel jou voor die bors, kop en horings van 'n bees. Dit was die 4 taktiese eenhede van die Zulu leer. In elke eenheid was daar omtrent 4000 krygers. Dit wil sê 'n totaal van 16000 krygers, omtrent dieselfde aantal Zulus wat die Bloedrivierlaar aangeval het. Die 2 horings het bestaan uit die jonger en meer voortvarende krygers, die 4-pote met wit en bruin beesvel skilde, wat gewapen was met tot 4 werpassegaaie. Hulle het eerste op die vyand afgestorm, hulle omsingel en konsternasie gesaai met hulle werpassegaaie wat hulle tot 50 meter ver kon gooi. Teoreties gesproke kon hulle 24.000 tot 32.000 werpassegaaie op die vyand laat neerreën. Die kop het bestaan uit die ouer en meer ervare krygers, die ringkoppe. Hulle sou dan vorentoe storm en met hulle steekassegaaie kontak met die vyand maak. Die 4de eenheid was die bors of reserve, wat ook uit ervare krygers bestaan het. Hulle het agter die kop aangetree om hulle te ondersteun en ook te verhoed dat die krygers in die kop nie terugval of vlug nie. Teen ander swart stamme was hierdie aanvalstegniek baie effektief. Dit is egter 'n ander saak of dit bestand was teen die berede voortrekkers, hulle voorlaaiers, 'n waalaar en 'n krygstegniek wat nie so rigied was nie, maar ook afhangende van omstandighede op eie inisiatief staat gemaak het.
Toe hy nog in Port Natal was, het Retief aan Dingaan 'n boodskap gestuur dat hy hom kom besoek om oor 'n grondgebied vir die voortrekkers te onderhandel. Min het Retief besef dat hy met 'n sluw en agterdogtige man te doen sou kry. 'n Man wat selfs nie geskroom het om sy eie familielede om die lewe te bring nie. Op 5 November 1837 het Piet Retief se oë die eerste keer op Umgungundhlovu gerus. Hierdie toneel, waar die stad geleë was, is uit die noorde geneem. 'n Paar opgeboude hutte is op die agtergrond sigbaar. Retief is hartlik deur Dingaan ontvang. Of so het dit voorgekom. Die onderhandelings het waarskynlik ook vlot verloop. Dingaan het ingestem om die gebied suid van die Tugela rivier tot aan die Mzumvubu rivier en vanaf die Drakensberg tot aan die see, wat Port Natal sou insluit, aan die voortrekkers af te staan. Hierdie gebied was maar uilbevolk, want Shaka het die meeste swart stamme in hierdie gebied doodgemaak of verwilder. Die meeste Zulus was dus buitendien in die gebied noord van die Tugela rivier gekonsentreer. Maar Dingaan se verkoopprys was vreemd. Vir die stuk grond moes Retief die beeste terugbring wat 'n swart kaptein, Sikonyela, konsuis van Dingaan sou gesteel het. Retief het maar te gredig beloof om dit te doen, want sy ideaal van 'n vrye voortrekkerrepubliek met 'n eie hawe het inderdaad nou 'n werklikheid begin word. Saam met die diewe. Ek sal van my beeswagters saamsteer. Hulle sal die beeste ken. As jy dit doen, sal ek vir jou grond gee. Die onderhandelings is klaar. Ons sal ons deel van die ooreenkoms nakom. Kom ons gaan. Maar eers moes hy terug na sy mense gaan, wie se waans in hierdie stadium op 'n plateaugebied duskant die Drakensberg, genoem Kerkenberg, gestaan het. Die trek het aan beweeg gekom. Retief sou op 12 November verjaar en sy dogter Deborah het op die dag sy naam met groen verf op 'n plat klip in die omgewing geverf. Dit kan tans nog besigtig word. Die tog bergaf het op 14 November 1837 begin. Berigte oor die sukses van sy onderhandelings met Dingaan het ook ander trekgroepe bereik en hulle het hul ook nou na Natal begewe. Onder andere die trekgroepe van Gerrit Marits, A.H. Potgieter en Piet Uys. Daarna het Retief weer teruggekeer na sy laar en vrywilligers gevra om hom na Dingaan te vergesel. Die beeste moes formeel oorhandig word. In Retief se bladsak was die akte van oordrag, of beter bekend as die traktaat van die beloofde grondgebied wat deur die voortrekkers se sekretaris Jan Bantjies in Engels opgestel is. Dingaan moes nog net teken. Piet Retief en 69 man, onder wie sy seun, asook 30 bediendes of agterryers, verlaat die trekkers op 25 Januarie 1838. Hulle sou nooit weer terugkeer nie. Retief het op 3 Februarie 1838 Dingaan se stad vanuit die weste genader. Die akte van oordrag is deur ene Halstead, 'n Engelsman van Port Natal, wat Zulu goedmagtig was en telkens as Piet Retief se tolk opgetree het, aan Dingaan verduidelik. Na vele vrae en verduidelikings het Dingaan die akte van oordrag onderteken. 3 trekkers en 3 hoofraadgewers van Dingaan het as getuies geteken. Dit kon Retief gewees het wat die name van hierdie raadgewers op die akte van oordrag geskryf het. Toe het die feesvierings begin.
Die Zulus het weer met hulle danse begin. Daar was egter 'n ongemak onder die trekkers. 'n Mens kan jou indink dat Retief en sy manskappe maar op hulle lippe moes byt oor die feestelikhede, want 'n Sondag was vir die voortrekkers 'n gewyde dag. Maar Retief wou nie in hierdie stadium, met die getekende akte veilig in sy sak, die argwaan van Dingaan op die hals haal nie, en hulle moes maar belangstellend toekyk. Heelwat historici neem Retief kwaalik dat hy ten spyte van die waarskuwings van sommige van sy eie mense, die Britse setlaars in Port Natal en die sendeling Owen, steeds geglo het dat Dingaan se bedoelings opreg was. Retief was ook daarvan bewus dat die grondgebied wat hy verkry het, reeds deur Dingaan aan die Britse setlaars in Port Natal beloof is. Maar sy ideaal van 'n veilige en onafhanklike trekkerrepubliek was so te sê verwesenlik, en hy was haastig om na sy mense terug te keer. Retief wou al die maandag 5 Februarie vertrek het, maar toe laat Dingaan hulle weet dat hulle hom eers die volgende dag, 6 Februarie, moet kom groet. Soos die gebruik was, is hulle gewere en perde buite die stad gelaat. Op Dingaan se bevel, maak dood die tovenaars, is Retief en sy manne oorrompel, met rieme vasgemaak en na KwaMatiwane, 'n heuwel net buite die stad gedra, en met vegkieries doodgeslaan. Hierdie heuwel het nie Shlomo Amabutu geheet, soos baie geskrifte beweer nie. Die 30 bediendes moes dieselfde lot deel. Wat het Dingaan beweeg om hierdie verraderlike daad te pleeg? Vele redes word genoem. Dit bly egter 'n feit dat Dingaan die trekkers, wat in groot getalle sy land binne gekom het, gevrees het. Hulle oorwinning oor Msidikas, Matabelis, en die onskynlike gemak waarmee hulle Sikonyela oorrompel het bloot sy wantroue jeens die trekkers versterk. Hy sou die blankes in sy land nou met een slag vernietig. Die moord op Retief en die mobilisering van Dingaan se magte die volgende dag is alles deur die sendeling Owen dopgehou. Sy woning was teen 'n heuwel net buite die stad. Alhoewel Dingaan hom sy veiligheid verseker het hy kort daarna sy goed opgepak, om na Port Natal gehaas en die land verlaat, om nooit weer terug te keer nie. Die nag van Saterdag 17 Februarie 1838 word die niks vermoedende voortrekkers in die omgewing van die huidige Estcourt, Colenso en Wenen deur die Zulus aangeval. Gelukkig kry sommige laars betyds die tyding van die aanval en word die Zulu-mag tydelik gestuit. Maar die skade was reeds gedoen. Al die vee is weggevoer. 282 voortrekkers en 250 bediendes sterf. 'n Afdeling van die Zulu-mag het ook Port Natal aangeval en alles daar vernietig. Die Britse setlaars het vroegtydig gaan skuiling soek op 'n skip in die hawe en sodoende die dood ontkom. Na Retief se dood het Gerrit Marits, Piet Uys en A.H. Potgieter as leiers van die voortrekker in Natal na vore getree. Op 6 April 1838 word die kommando onder Uys en Potgieter by die Mteleni-berg deur die Zulus in 'n hinderlaag gelok. Piet Uys en sy seun sneuwel en Potgieter en sy manne moes vir hulle lewens vlug. Daarom sou hierdie ekspedisie voortaan as die vlugkommando bekend staan. Die voortrekkers het Potgieter van lafhartigheid beskuldig. Hieroor het hy hom so vererg dat hy besluit het om met sy mense terug oor die Drakensberg te trek. Later sou hy 'n belangrike rol in Transvaal of die latere Suid-Afrikaanse Republiek speel. Op 13 Augustus 1838 loods die Zulus hulle aanslag op Gatslaar, ook bekend as Veglaar, langs die Boesmansrivier by 'n diep kloof of holte, vandaar die naam, wat 'n natuurlike verskansing gebied het. Maar hierdie keer was die trekkers voorbereid. 'n waalaar met alle openinge versper deur doringtakke
was nou maar eenmaal die enigste manier om 'n aanval af te weer. Eers op die 3de dag kon slegs 75 weerbare manne daarin slaag om die Zulus te verdryf. Dingaan was nie baie in sy skik met die vertoning van sy ervare krygers by Gatslaar nie, en hy demoveer hulle tot die linkerhoring van jong rekrute. Dit was vir hulle 'n groot vernedering en hulle sou iets moes doen om weer Dingaan se gunst te wen. Hou dit in gedagte. Gerrit Maritz sterf op 23 September 1838. Met Potgieter wat weggetrek en Uys wat gesneuwel het, was die voortrekkers nou leierloos. Maar 'n voortrekker-deputasie het reeds in Augustus 1838 in Graafrenet aangekom en 'n bekende en gesiene man gevra om hom by die voortrekkers in Natal aan te sluit. Die man was Andries Pretorius. Hy word feitelik onmiddellik as hoofkommandant van die voortrekkers verkies. Pretorius het ook nie op hom laat wag nie, maar ook onmiddellik begin om 'n kommando militêr op 'n moontlike aanval deur die Zulus voor te berei. 5 dae daarna vertrek 'n kommando van 57 waans en 400 man in 'n noordoostelike rigting na Umgungundhlovu. Hulle sou nou die offensief neem en Dingaan in sy aanvalle stuit. Langs die pad sluit nog weerbare manne met hulle waans by hulle aan. Die idee van 'n gelofte aan God het by Andries Pretorius ontstaan. As God hulle oorwinning oor die vyand sou gee, sou hulle 'n kerk tot sy eer oprig en hulle nageslag sou die oorwinningsdag gedenk deur dit aan God te wy. Op Sondag 9 Desember 1838 is Laar by die huidige wasbank getrek. Sarel Silje het tydens die oggenddiens die gelofte as 'n afsluiting by sy gebed ingesluit. Die gelofte is daarna daagliks herhaal tot 15 Desember 1838. Afgesien van die gelofte het Pretorius ook 'n streng gedragskode ten opsigte van eensgesindheid en gevegsoptrede vir sy manskappe neergelê. Die kommando het hierdie terrein, ongeveer 30 km suidwes van die huidige Vryheid, vanuit 'n heuwel in die weste, wat later as Vegkop bekend sou staan, genader. Hulle het die helling afgedaal en gevorder tot by die Nkome rivier. Sommige waans, die waans het in 4 geleedere getrek, was al deur die rivier toe die verkenners terugkeer en sê dat hulle die hoofmag van die Zulus by Nkoto omtrent 20 km daarvandaan gewaar het. Die Zulus sou dus dieselfde aan die Laar kon bereik. Pretorius het dadelik beveel dat die waans moes terugtrek oor die rivier. Met 'n kanonskoot het hy al die verkenners teruggeroep. Hulle het effens na die suide beweeg en waar die bronswaans nou staan, het hulle Laar getrek. Die trekkers was so geoefen dat hulle binne 1 uur 'n Laar kon trek. Pretorius het met 300 man uitgetrek om die Zulus te konfronteer, maar het besluit om dit af te las omdat dit reeds namiddag was en die volgende dag ook 'n Sondag sou wees. Dit was takties gesproke die regte besluit. 'n Konfrontasie met die Zulus in die oop veld sou, soos die ervaring geleer het, 'n waagstuk wees. Maar kom ons bekyk eers die Laar en omgewing van naderby. Die Laar is getrek met 64 waans. Dit sou 'n omtrek van ongeveer 400 meter gee. Omtrent die omtrek van 'n atletiekbaan rondom 'n rugbyveld. En 'n deursnee van ongeveer 65 meter. Met 10 osse per wa was daar 650 osse in die Laar wat met rieme aan steekpenne in die grond vasgemaak is. Die osse was uitsonderlik mak en seker redelik gewoond aan die knal van gewere en kanonne. Na skatting was daar ook ongeveer 750 perde. Die mannekrag het bestaan uit 464 trekkers, insluitende 3 Britse setlaars, ongeveer 100 Christen Zulus, wat saam met die setlaars gekom het, 100 agterdrywers en nog ongeveer 120 anderskleuriges. 'n Totaal dus van ongeveer 800 man.
Slegs die trekkers en die 3 Britse setlaars sou aktief aan 'n geveg deelneem. Die ander sou die vee versorg of help om die gewere en kanonne te laai. Die openinge tussen die waans was ongeveer 2 meter breed. Dit is toegemaak deur veghekke wat op Pretoria se versoek vervaardig is, nog voordat hy by die voortrekkers aangesluit het. Hy het geweet dat daar nie altyd doringtakke op die terrein sou wees om al die openinge tussen die waans te vul nie. Daar is ook veghekke tussen die voor- en agterwiele van die waans geplaas. Die veghekke is aan die waans vasgeketting. Hierdie veghekke sou keer dat die vyand nie die laar binnendring nie. Die grofgeskut het bestaan uit 3 kanonne. Een by die hoofingang aan die noorde kant, een aan die noordweste kant en een aan die ooste kant. Die kanonne is spaarsame gebruik, want dit het baie kruit gebruik wat meer effektief deur die voorlaaiers, gelaai met lopers, benut kon word. Die hoofingang aan die noorde kant is gesluit deur 2 waans wat ingeswaai was met die dusselbome aan die binnekant van die laar, sodat die hoofingang maklik oop en toegemaak kon word deur slegs die 2 waans vorentoe of agtertoe te stoot. Hier het die kanon gestaan wat bekend was as Ou Griekie, wat op 'n onderstel van swaar ysterwiele gemonteer was en nie op 'n wa-as met wa-wiele nie. Op wa-wiele het die kanon die vuil manier gehad om agteroor te swaai as dit afgevuur word. Ou Griekie kan steeds besigtig word in die Voortrekkermonument in Pretoria. Hier is dit op wa-wiele gemonteer wat dit makliker maak om die kanon te trek. Die kanon aan die noordweste kant het die bynaam Weeskind gehad, omdat so baie kinders, so word beweer, weesgelaat is nadat hierdie kanon afgevuur is. Hierdie kanon en Ou Griekie is gelaai met skroot, stukkies potyster of klippe en kon 300 tot 400 meter verskiet, maar was veral vernietigend op korter afstande. Die kanon aan die ooste kant was Pretoria se kanon. Dit was 'n 3-ponder, met ander woorde, dit kon slegs 'n ronde koel van 3 pond, ongeveer 1,4 kilogram afvuur. Afhangende van die lading kruit, kon dit ongeveer 1500 meter verskiet. Die groot staatmaker van die voortrekker was egter sy geweer, wat 'n pangeweer of voorlaaier was. Dit het as 'n Sanna bekend gestaan. Die voorlaaier was egter nie altyd betroubaar nie. Die kruit in die pannetjie het gou water getrek en dan het dit nie ontbrand nie. Nat weer het die situasie ook net vererger. Hou dit ook in gedagte. Voorts het die loop gou warm geword en moes na ongeveer 10 skote eers afkoel en selfs ook uitgespoel word om die aangebrande kruit te verwyder. Die trekkers het tussen die waans gestaan en skiet, omtrent 8 man by 'n opening. Elke trekker het gewoonlik 3 of meer voorlaaiers gehad en met helpers om te laai het die skote redelik gou op mekaar gevolg. Te perd was dit moontlik om tot 4 skote per minuut te skiet, mits die voorlaaier telkens gevuur het. Buite om die laar is sweepstokke aan die waans vasgemaak en lanterns is aan die punte gehang. Alhoewel die vlammetjie maar flou was, sou 'n mens tog in die donker 'n bewegende gestalte naby die waans kon opmerk. Die vlam kon ook die korrel van die voorlaaier verlig. Was dit toevallig dat die kommando op 'n terrein moes land waar daar aan die suidekant van die laar 'n diep donga of sloot was met walle wat oorspronklik meer as 4 meter hoog was? Was dit ook toevallig dat hulle aan die ooste kant van die laar 'n rivier kon hê, wat oorspronklik breër en voller gevloei het, met 'n sekoeigat wat dieper as die lengte van 'n sweepstok was? Dit was natuurlike verskansings of hindernisse. Sou dit, in die woorde van Sarel Silje, die Here in sy heilige voorsienigheid kon wees, wat werksaam was en hulle toevallig op hierdie terrein kon laar trek? Die laar was aan sy ooste kant nie te na aan die rivier nie, omdat dit gereën het en die gebied moerasagtig was. Die gebied was oorspronklik ook dig begroei met riete.
Aan die suidekant is die laar ook nie te na aan die donga getrek nie, maar ongeveer 40 meter ver, sodat dit buite bereik van die werpassegaai kon wees, indien die Zulus vanuit die donga wou aanval. Die aand het die trekkers onder leiding van Sarel Silje 'n biduur gehou. Daar is saam gesing en gebid en die gelofte is die laaste keer herhaal. Die Zulus moes al naby gewees het, want hulle het die trekkers hoor sing, maar hulle het dit as 'n geweeklaag geïnterpreteer. Toe het alles stil geword. Dit is onwaarskynlik dat iemand aan die slaap kon raak. 800 man het op die koms van die Zulus en 'n nagaanval gewag. Die Zulu-mag het net na middernag, dit wil sê op 16 Desember 1838, vanuit 'n suidoostelike rigting die laar genader. Die twee horings van die aanvalsmag het eerste verskyn. 'n Digte mis het die laar omvou, en al wat die Zulus kon waarneem was die flou geflikker van die lanterns aan die sweepstokke. Hulle het gemeen dat dit die voorvadergeeste is wat oor die laar waak, en anders as hulle normale optrede, besluit hulle om nie met 'n nagaanval voort te gaan. Dit was die eerste taktiese fout. Sou hulle die laar in die nag bestorm het, sou die voortrekkers maklik oorrompel kon word. Hulle voorlaaiers sou ook in die nat misweer nie kon vuur nie. Die linkerhoring, die afdeling wat naaste in die rivier was, besluit egter om op hulle eie die laar aan te val en te oorrompel met die idee dat hulle daardeur weer Dingaan se gunst sou wen. Nog 'n taktiese fout. Hulle beweeg deur 'n drif in die rivier, ongeveer 600 meter suid van die laar, en gaan effens aan die weste kant om die donga en beland in die gebied net wes van die laar. Maar toe verdwaal hulle in die digte mis. Dit het vir hulle gelyk asof die laar heeltemal verdwyn het. En aardig genoeg het die beeste en perde in die laar geen geluid gemaak nie. Enige geluid sou in die Zulus die posisie van die laar verraai het. Die trekkers kon in die laar die geskuifel van omtrent 4000 pare voete buite die laar hoor. Hulle kon selfs die vetgesmeerde lywe van die Zulus ruik. Uit radeloosheid neem die verdwaalde linkerhoring toe maar plaas in 'n halwe sirkel, ongeveer 100 meter diep en ongeveer 50 meter van die laar af. Die toneel was ingeklee, verseker die bekendste, grootste en mees unieke slag in die geskiedenis van Suid-Afrika. Toe die son opkom, lig die misgordyn binne 'n paar sekondes. Dit was 'n helder sonskyndag, 'n ideale dag vir die pangewere en kanonne van die trekkers. Die trekkers moes net so verbaas gewees het om die ongeveer 4000 Zulus binne 50 meter van die laar te sien, as wat die Zulus verbaas was om die laar skielik voor hulle te sien opdoem toe die mis verdwyn. Toe die Zulus die bevel kry om te storm, begin hulle eers met hulle aanvalsdril deur op hulle skilde te slaan, te spring, te fluit en hulle krygskreet Usutu aan te hef. Voordat die Zulus behoorlik spoed kon kry om hulle werpassegaai te gooi, brand die trekkers los met hulle voorlaaiers en die weeskindkanon aan die weste kant en saai verwoesting. Laag op laag storm die Zulus, maar hulle uiters geslote geleedere en hulle dooie makkers is 'n groot hindernis. Die werpassegaai dring nie die laar binne nie. Die geweldige aanslag van die voortrekkers kon hulle nie lank verduur nie. Sommige probeer skuilings soek in die donga aan die suidekant van die laar, maar die trekkers beweeg aan die suidekant uit die laar en skiet van die wal af op die malende Zulus in die donga. Honderde Zulus sterf. Dit was eens te veel vir die Zulus. Die wat in die donga was, begin vlug na die suide en deur die drif waardeur hulle gekom het. Die ander begin weswaarts oor die vlakte vlug in die rigting van Vegkop. Hulle word te perd deur die trekkers agterna gesit en nog honderde Zulus word gedood. Dit was dan die eerste fase van die geveg, wat omtrent van 6:30
tot 8 uur geduur het. Meer as 1000 Zulus het gesneuwel. Die voortrekkers het skaars tyd gehad om verheug te voel oor hulle aanvanklike sukses en hulle wapens en ammunisie in orde te kry, toe die res van die Zulu mag van die suidooste opruk en voor die Shogane hoogte stelling inneem. 16 aanvoerders het effens verder noord versamel. Toe die regterhoring sien hoe hulle broers die linkerhoring in die stof byt, het hulle afgestorm na die rivier. Hulle kon egter nie deur die rivier nie, en die trekkers het hulle buitendien vanaf die oorkantste oewer met die voorlaaiers gepeper. Terwyl die geveg by die rivier aan die gang was, het Pretorius beveel dat sy kanon aan die ooste kant van die laar op die koppie gerig moet word, waar die aanvoerders versamel het. Dit was amper 2000 meter ver. Daar is klippe onder die kanon gepak om dit hoogte te gee, 'n dubbele lading kruit is gebruik en die skoot is afgevuur. Daar word beweer dat die dood van die aanvoerders die Zulu mag totaal ontwrig en gedemoraliseer het. Dit is ook al skoot wat hierdie kanon tydens die slag afgevuur het. Dit het heeltemal omgeslaan. Die regterhoring kon nie daarin slaag om van die ooste kant die rivier reg oor die laar oor te steek nie. En hulle swenk nou suidwaarts in die rigting van die drif onderkant die Donga. Hulle word gevolg deur die kop en bors wat aan die laarhange van die Shogane saamgetrek was. Hulle beweeg deur die drif, om die Donga en kom ook aan in die gebied wes van die laar. 'n Ruk het verloop tydens die geveg by die rivier en die Zulu se laaste beweging. Dit kan beskou word as die einde van fase 2 van die geveg. Hoeveel Zulus van die regterhoring by die rivier gedood is nie bekend nie. Die derde fase sou die hoofaanval wees. Die mag wat nou op die laar toegesak het, was omtrent 12.000 man sterk. Die regterhoring het onmiddellik vorentoe gestorm en met hulle werpassegaaie aanval op die laar uitgevoer. Hulle is egter, net soos die linkerhoring, telkens teruggedryf deur die geweer en kanonvuur van die voortrekkers. Daar het groot verwarring geheers. As 'n aanval misluk het die ouer regimente, die kop en bors, hulle makkers uitgeskel en dikwels probeer om deur hulle geleedere te storm. Die voortrekkers wou ten alle koste verhoed dat die Zulus 'n ruskans kry of moontlik moes gaan sit en wag vir die donker. Hulle ammunisie het ook begin min raak. Om 11 uur het die Zulu se aanvalle begin afneem. Hulle het begin onttrek en Pretorius het met 150 man uitgery om hulle in 2 kampe te verdeel. Die Zulus wat ooswaarts gevlug het probeer om deur die rivier te kom, maar hulle is in die stroom deur die voortrekkers doodgeskiet. Die Nkomo rivier het rooi geword van die bloed van ongeveer 1000 Zulus. Daarna het dit as bloedrivier bekend gestaan. Meer as 3000 Zulus het gesneuwel en slegs 3 trekkers is beseer, onder wie Andries Pretorius wat 'n assegaaiwond in sy linkerhand opgedoen het. Die agtervolging is voortgesit deur die rivier en toe noordwaarts in die rigting van Shogane Ntabana. Die groep wat links uitgeswenk het weer suidwaarts om die Donga na die drif geswenk en toe ook in 'n noordelike rigting gevlug. Hierdie gebied sou later Mtambo, die vlakte van bene, heet. Die trekkers het hulle 3 ure lank agtervolg. Laatmiddag het almal teruggekeer laar toe. Die slag van Bloedrivier was verby. Pretorius se kommando sou hierna as die Wen-kommando bekend staan. 'n dankdiens is in die laar gehou en dit kan as die eerste herdenking van die gelofte beskou word. Die volgende oggend, 17 Desember 1838, is die laar opgebreek en die trekkers het in 'n suidwestelike rigting na Umgungundlovu begin trek. Op 20 Desember 1838 nader hulle Umgungundlovu. Maar Dingaan het sy stad aan die brand gesteek en met sy volgelinge in 'n noordwaartse rigting gevlug. Dingaan is verslaan, maar nie die Zulus nie. Andries Pretorius en sy voortrekkers maak op 22 Desember 'n gruisame fonds op KwaMatiwane, waar hierdie monument staan wat in 1922 opgerig is. Die beendere van Piet Retief en sy manne. Hulle het Retief se geraamte erken aan stukkies klere
en sy waterbottel en bladsak. In die bladsak was die akte van oordrag wat Dingaan onderteken het. Nog heeltemal ongeskonde. 3 dae later was dit Kersfees. Maar dit was maar 'n droewige Kersfees vir die voortrekkers. Op die dag het hulle die beendere van Retief hulle net onderkant die koppie begrawe. Die graf is in 1920 gerestaureer en hierdie grafsteen of gedenkteken is toe aangebring. Die volgende jaar, 1839, het die voortrekkers die Republiek Natalia uitgeroep oor die grondgebied wat Dingaan aan die trekkers oorgedra het. Vereers was die behoefte aan vryheid en onafhanklikheid bevredig en kon aandag aan die nakoming van die gelofte geskenk word. Die een deel van die gelofte, dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, is reeds in 1840 nagekom toe die voortrekkers hierdie geloftekerk in Pietermaritzburg in gebruik geneem het. Die geloftekerk kan vandag nog besigtig word. Die gevels en voorportaal is in 'n latere stadium aangebou. Reeds op 16 Desember 1866 is hierdie klipstapel in die middel van die Waalaar geplaas, toe 'n groep mense met ongeveer 50 ossewaans op die terrein byeengekom het om die slag van Bloedrivier te herdenk. Die aanwesiges, wat onder meer bestaan het uit voortrekkers en 'n Zulu-vegter wat aan die werklike slag deelgeneem het die klippe gestapel op die plek waar die middelpunt van die oorspronklike laar ongeveer was. In die jare wat na die slag gevolg het, is 16 Desember onder vele gemeenskappe as 'n Sabbatdag gevier. Die dag was vanaf 1910 as Dingaansdag bekend, maar as gevolg van besware teen die naam is dit in 1952 na Geloftedag verander. Maar oor die jare het verskillende weergawes van die slag van Bloedrivier die lig gesien. Sommige historici betwyfel dit selfs of die slag van Bloedrivier ooit plaasgevind het, terwyl ander van mening is dat die voortrekkers se oorwinning 'n wonderwerk was. Die laaste woord oor Bloedrivier is nog nie gespreek nie. Maar hoe dit ook al sy, die besondere betekenis van 16 Desember sal vir baie nie ongedaan gemaak kan word. Ek wou my woorde neerskryf, nie om digter te wees, maar om my kort verblyf op die lewensvlakte te herleef. Tog skryf ek vir jou, soos met 'n brief aan 'n maat. Ook jy moet voel hoe die rou my nooit verlaat. Ek skuif die gordyn skriefie groot oop, en voor
'n brokkie van die mooi verdwyn, moet jy dit saamvat voordat jy verder loop. Ek laat die soeke na wat hulle bedoel aan skilders en digters oor. Ek wil dat jy moet verstaan en voel voor ek die sin in kuns en metrum verloor. Sou ek die blinder groter oopmaak, sou jy dalk soos 'n vlinder in my bisiegras gedagtes verstik raak. Naby 'n ou swartkop lê 'n paar morge, waar tarntale holte skrop sonder skrik of sorge. 'n stukkie land en 'n stukkie vlei, 'n ou voer en 'n enkel kweperboom, waar tinkinkies in bly. 'n paar bees wat loom in vleigras en bissies by. Dis die plekkie waar my hart altyd agterbly. 'n eindelose wye land, met vlaktes, bos en berge, waar gemsbokke in die sand die warm winde terge. 'n hartseer land, droef en droog deur die son verbrand. Dis waar haar verlange altyd brand. Miskien sal ek eendag swerf en bitter poësie op 'n vuil muur met bewend handverf. Op winteraand met hekse uur, 'n dronke hoop dat jy sal verstaan waarom ek die gryspad loop en as mens so moet vergaan. Bloegems en peperboom buig laag voor sy mag. Bladwisselbome skud wakker uit hul winterslaapdrome en beeste staan traanoog, ruggekeer teen sy mag. Stofwolke seil oor die vlaktes en jaag oor die pad, dreunend die suis van die wind oor die rande, vullis en oulap, blikke en plastieksak, smyt hy veragtend in die strate van die dorpe en die stad. Hy ruk aan die deure en vensters van huise, onsigbare boodskapper van die reën. Eersdaags gryp hy die wolke se sluise en ruk met nog groter mag teen die peperboom en die bruin baksteen. Dan plof hy die druppels op die kalkwit stof en sleep suisend die bye met hom mee. Hy skreeu deur die bome as die donder rondplof.
maar gaan lê beskeie as God sê nee. Die ou mense sê hy gaan slaap in 'n grot waar hy stil bly lê tot die bome weer bot. Mense weet van die restaurantjie, maar elke keer nie. Dan neem ek dit af en dan weet ek nie waar het word van die tyd nie. Ja, ek het al voor, maar ek wil nou 'n bietjie met jou praat. Ja, dit is vir my baie lekker om vanoggend met Dawie Viljoen te praat. Dawie is die bestuurder hierso by Bloedrivier se oord hier tussen Dundee en Vryheid in Natal. Môre Dawie. Môre Rudy. Maar hierso ons het nou al 'n paar keer hier kom lekker sit en kuier en alles en so aan. Dit is altyd vir ons lekker om hiernatoe te kom. Maar ek wil graag hê jy moet net so 'n bietjie uitbrei oor Bloedrivier. Wat is hierso as mense nou sê net maar vir 'n naweek of 'n week hier wil kom kamp? Wat kan hulle alles hierso doen? Hier is volle kampeerfasiliteite met kragpunte, 'n baie groot ablusieblok met warm water en stort en ook 'n bad. Dan het ons ook 'n paar kamers hierso beskikbaar met 'n eie badkamer of 'n eie stort. Die meublement sal binnekort opgegradeer word en ons kan baie mense hierso kry. Ons het dit werklik nodig hierso. Wat is lekker as 'n mens hiernatoe kom en jy kry net weer 'n bietjie die stilte van die natuur, veral as jy daar onder by die laar en goed rond so. Sê vir my, as 'n mens 'n groot groep mense hiernatoe wil bring, kan julle so 'n groep ook akkommodeer? Ons sal groot groepe kan hanteer. Ons doen dit veral met kinders wat ons in die laar laat slaap as die weer dit toelaat. O, dis baie lekker. Ons het 'n klompie matrasse beskikbaar daarvoor. Ons laat die mense ook toe as dit groot groepe is om 'n kampvuur binne in die laar te maak. Ons het die hout en alles beskikbaar daarvoor om net vooraf gereël word. Is dit? Wat is julle telefoonnommer hierso by Bloedrivier? Die telefoonnommer is 034 632 1695. 1695. En jy kan met Dawie of Elwie praat. As mense van die groot pad af wegdraai hier na Bloedrivier toe, hoeveel kilometers is dit van daar af tot hierso by die ongeveer 22 km grondpad. En dan is daar ook 'n nuwe grondpad deur na die ander slagvelde van Islandwana en Roksdrift ook, wat dit baie korter maak. Ja, ons het gister per toeval so gery, so jy kan eintlik hierdie hele slagveldroete in sê maar 2 ure se tyd kan jy dit doen. Ja, miskien 'n bietjie langer. Bietjie langer, ja. 4 ure. Hoe lank is julle nou al hierso by die oord? Dit is nou 3 jaar hierso. En seker baie mense al gesien, internasionale besoekers en so. Ons kry redelik baie internasionale besoekers. Ons het ook internasionale mense wat elke jaar terugkom vanaf byvoorbeeld Holland, die ANWB groep. Hulle kom met 'n klomp campers hierso en
Hulle kom elke jaar in Augustus. Hoor hierso, ons het nou so 'n bietjie daarvan gepraat. Kry jy baie snaakse vrae van mense, weet as hulle hierso kom ten opsigte van die oord, glo hulle wat hier gebeur het en so? Man, die meeste glo, maar daar is enkelinge wat hulle eie weergawe het of vra waarom het dit so, die blankes het so of so gedoen en miskien 'n rassistiese kleur daaraan gee, maar oor die algemeen is daar geen rassisme van enige ras af nie. En jy het nou vir my ook gesê, julle wys gewoon of julle verwys gewoonlik die mense wat hiernatoe kom om 'n draai te gaan maak oorkant by die Zulu Museum. Ja. Hoe is die verhouding tussen Bloedrivier se museum en die Zulu Museum oorkant die rivier? Die verhouding is baie goed. Alhoewel hulle op hulle eie is en ons op ons eie is daar 'n goeie verhouding tussen die mense wat aan beide kante werk. En ek sien die oord is pragtig, die gras is mooi kort. Dit is regtig 'n plesier, weet as 'n mens vir 'n naweek wil bietjie wegbreek en so aan. So mense kan die kamers en so aan wat daar is, kan hulle hier met die jy weet vir 'n week of wat ook al, maar hulle moet hom net met julle bespreek. Ja, hulle moet net vooraf bespreek. Die enige uitsonderlike van dat julle nou al hier is, gebeurtenis wat miskien hier plaasgevind het. Ja, die belangrikste gebeurtenisse was treintoere wat Rudy Rousseau vir ons gebring het en dan ook die hotel op wiele wat ook ons al 'n paar keer kom besoek het en dan baie ander busgroepe van oorsee af wat toermaatskappye vir ons hiernatoe bring. Ek is seker mense is baie verbaas as hulle vir die eerste keer na Bloedrivier toe kom. Hulle weet nie van hoe oulike plek is dit eintlik nie en die winkeltjie en die lekker etes wat jou vrou aanbied en so aan. Nee, hulle is nogal, hulle dink dit is maar so baie van die ander slagvelde waar daar net 'n klein monumentjie is en hulle is heel verbaas om te sien dat hier ontwikkeling is en dat die plek aangaan en ook baie netjies gehou word. Ja, dis nogal lekker. Sê vir my gedurende Desember maand, die 16de Desember, het julle enige verrigtinge wat hulle aanbied hierso by Bloedrivier? Ons het die fees, ons het elke jaar heel wat mense, hier was verlede jaar plus minus 1200 mense gewees. Die oggend van die 16de word daar 'n kranslegging gehou. Dan word eers 'n groot oggendgodsdiens gehou, dan die kranslegging en dan die diens in die saal. En daarna is daar een of ander geskiedenisskrywer wat bietjie meer van die geskiedenis vertel. Hierdie jaar kry ons professor Erik Holm wat vir ons kom wys hoe 'n Babel se yster omgesit word. Verlede jaar het ons iemand anders gehad, die vorige jaar het ons Dr. Dassenwil gehad wat vir ons ook van die geskiedenis vertel het. So dit is baie interessant. Die hoofspreker hierdie jaar sal Dominee Mossie van der Berg wees. Die Saterdag en die Vrydag voor dit is daar ook programme wat aangebied word, soos die Saterdag byvoorbeeld is Erik Holm se Babel, dan is daar kleiosse, skuifskiet en ook 'n paar ander programme, jeugskei, daar is swem in die dam wat ons gaan aanbied. So dan is daar ook die Saterdag aand konsertkampvuur in die Waalaar en die Vrydag aand is daar. Dit klink baie lekker. Is daar ook so iets. Sê vir my en dan net en laastens, is kinders baie welkom. Kinders is baie welkom. Ek dink jy seker nogal met hulle ouers kom, maar hulle kan in skoolgroepe of in toergroepe ook kom. dis seker nogal 'n lekker ondervinding om in die aand so in die Ossewaal by die laar te slaap. Dit is nogal baie lekker. Soms bietjie koud, maar Dit is baie dit is lekker. deel van die pret. Vriend Dawie, baie dankie. Funani Skole!
Maduze kwabo la. Kwabo kusondele mbida. Ushani bo. Sime wozano. Sakishkopela sonto matela. Roep die ander mense wat daar binnekant is, hulle moet kom kyk by hierso. Dankie Magda. Wys wel hulle met hande klap. Wys wel hulle. Kom man.
Ja, lekker Zulu. Nee, goed dan. Nou, binnenkant is die flyer. Hey, weet jy, hulle sal het daar nie so gelukkig maak. Hey, yes, okay. En nou ja, die groot groep het gearriveer. En wat 'n wonderlike ondervinding was dit net nie gewees nie. Ons was 'n groep van so 180 mense gewees, waarvan omtrent 40 kinders was. En op die egte boeretradisie, heerlike boerekos die aand geniet. Ai, wat 'n ondervinding was dit net nie gewees nie. Dit is nou nasiebou op die hoogste tradisie. Om op hierdie geskiedkundige plek te wees, saam met soveel wonderlike mense. Afrika Trein Safaris is 'n organisasie wat die lekker dae van treinry weer wil laat herleef. En ons bied hierdie tipe toere aan om jou na plekke toe te vat wat jy net altyd van hoor, maar nog nooit daar was nie. En natuurlik die tradisionele orkes van Dani Gry wat ons vergesel het. Mense, dit was 'n ondervinding wat 'n mens baie lank sal bybly. Praat hard, jou toppies kan nie hoor nie. Dit klink beter. Nee, praat harder, laat ons jou kan hoor. Dis al 146 prys hier. Blye galme oor my siel was ryke stof. Sal so lank ek leef my same, vroeg toe hy aan sy hom, en om wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Goede God aan U die Heer, Christus, Heer, Heer, Hemels is die majesteit, heilig die gerechtigheid, die wat alles onderhou, die is Heer, Heer. Dit is nog beter. Ja, van waar is julle? My magte. Ja, wat 'n ondervinding was dit net nie gewees nie. Na 68 jaar het ons weer met 'n treintoer probeer en dit wat die voortrekkers vir ons nagelaat het,
deur Bloedrivier te trek met 'n ossewaal. Dit het nie maklik gegaan nie en souwaar hierdie voortrekkers was geharde mense gewees. En die manne wat so lekker speel is die gasorkes van ons van Dani Grey. En ai, dit is dan lekker om so 'n tradisie te hê in 'n mensevolk. En hierdie was by Pretoria-stasie die Vrydag aand waar ons soveel gaste gehad het, nie minder as 180 mense om hierdie gebeurtenis saam met ons te beleef nie. Daar staan 'n jong vrou wat gereed is om die mense te verwelkom en dan ook van die orkeslede. En soos hulle sê, arme musikante, hulle het geen werk of bespreking of geld nie. En daai hou die klein geld aanbod, dit het geld. En ons was ook baie geëerd gewees om Dani Grey se splinternuwe CD, Springbokfontein, die aand saam met ons te vat. En dit was sommer lekker. Ons het lekker gekuier. Wat 'n groot gebeurtenis was dit net nie vir ons gewees nie. Hello, little one. En so het ons by Dundee-stasie gearriveer die Saterdagoggend met die ou Grietjie kanon en die vuurkleur van die boere kommando en dan ook die Engelse vlag en dan natuurlik 'n ware karakter daar uit Dundee se wêreld, oom Lourens Posheld. Ai, het die mense hom net nie geniet nie. Al daai lekker verhale van die Anglo-Boereoorlog het hulle so aan die lippe gehad die hele tyd. En natuurlik oom Japie met die hoetjie, al die pad daar van die Weskus af van Reinsdorp. Maar dit was nou regtig 'n belewenis gewees. Ja, staan dan. En dan is het gezien. Dit is pragtig, jy sal sien by die Tadane museum. Hierdie boere die Engelse beskikking groot van kan raak. Dit is net daar dat hulle lynspit geneem het. En die boere besluit op hier toe die verder nie. En die agterkant as jy in die terrein rond beweeg, sien julle sien, as jy so opkyk na die koppies, die skanse wat daar is. Nou oom Lourens, hy is nie die eerste. Is nie nog nie. Hy kan nie dat julle dit hom 'n bietjie vra en as julle so rondstap, vat hom saam. Hy is vol van die geskiedenis. Hy kan julle alles vertel. Dan, so wat gewoonlik skop het toe, ons geen prys weg. Hierdie naam het ons 'n selfoon. Om hierdie selfoon te wen, hy splinter nie, jy kan maar kyk in die boksie waar hy is. Die loodjie is R20. Dan trek ons hierdie loodjie vandaan daar by Bloedrivier. En dan wil die kinders wat vanmiddag na die kleibos toe gaan, die mooiste kleibos, die ons R100 voor. Daar die kleibos, ja, ons by Bloedrivier in die museum, en dan gaan die hele vergroter. Dit is so net wat en dan Bloedrivier, en hy sê, daar het ek daai kleibos gebou wat daar in die museum,
Museum toe gaan. Dis 'n baie arme Zulu gemeenskap. Hulle gaan baie ons hier daar hê, dit poetjies en allerlei ornamente. Ek vra maar asseblief ondersteun hulle ook daarin, want dit maak dit net makliker vir ons om toere in die toekoms te reël. Hulle is wonderlike Zulu dansers en ek dink hierdie kinders gaan vanmiddag gestom wees om te sien hoe staan hulle kaalvoet in die grond. Hulle het nog nooit iets gesien. Augustuswind ruk woedend deur die bome. Bloegoms en peperboom buig laag voor sy mag. Bladwisselbome skud wakker uit hul winterslaapdrome en beeste staan traanoog, ruggekeer teen sy mag. Stofwolke seil oor die vlaktes en jag oor die pad, dreunend die suis van die wind oor die rande, vullis en oula. Blikke en plastieksak smyt hy veragtend in die strate van die dorpe en die stad. Hy ruk aan die deure en vensters van huise, onsigbare boodskapper van die reën. Eersdaags gryp hy die wolke se sluise en ruk met nog groter mag teen die peperboom en die bruin baksteen. Dan plof hy die druppels op die kalkwit stof en sleep suisend die bye met hom mee. Hy skreeu deur die bome as die donder ontplof, maar gaan lê beskeie as God sê nee. Die ou mense sê hy gaan slaap in 'n grot, waar hy stil bly lê tot die bome weer bot. En hier is ons aan die oorkant by die Zulu Museum, besig om reg te maak vir die groot gebeurtenis, so aan die regterkant van die skerm daar die Bloedrivier. En ons wil ter ere aan die voortrekkers weer 'n ossewaard deur die rivier gesleep het. Maar dit wys jou dat diere ook daai instink het, want gedurende die somermaande, Desember, reën dit baie in die gebied. Die beeste het die dag die aanvoeling gehad, want die rivier was redelik in vloed gewees, om nie daardeur te wil gaan nie. Maar nogtans, ons gaste wat saam met ons gekom het op hierdie treinrit, het gesien hoe 'n groot storie dit is om hierdie ossewaard deur die rivier te trek. Ek kan myself oordeel. Ongelukkig na 'n tyd moes ons die osse en goed losgesny het, want hulle het vasgesteek en seker ook maar bang vir die water gewees. En oom Japie, wat aan die voortou was, het vir ons al hierdie dinge gereël. Oom Japie en oom Lourens, baie dankie. Hier kom die gaste aangestap, maar laat hierdie film maar sy eie verhaal vertel. En ek voer in die diens van my meester, die dood, met alles wat lewe is stryd. Heet soos my sonskyn en diep soos sy sand, en hard soos my berge se rots, is die wreedheid van weerbraak wat binne my brand. Ek wil die briek los. Hy is los. Is hy los? Ja, hy is los. Geen skoon, geen skadu, Kom Lourens, sê daar moet nog iemand om kom help as, want hy's 'n bietjie geen vleie my val. Tunga lang ngenta. Kanyala uya ngenta. Kanyala uya ngenta. Hulle kom terug. Wag. Maar jy moet nou nie
Sien toe gaan hê met hy Hey! Kan je gaan, je kom! Hey! Kom maar, hey! Ja, boy, hey! Hey! Ek kan net hy stap hy dan nou raak in die sweep. We're making history today. Oké, daar is die eerste ene op. Oké, daar gaat hulle. Hey! Kom! Wat gaan? Daar is sy hoor. Hey! Jy! Jy! Ja, die het nog nooit gekop. Hè? Maar as hulle nou net eers begin, dan sal dit reg wees. Ja. As ons met fabel gehad het. Dis 'n hak. Hey! O, shit, hy is los. Mense moet net 'n bietjie geduldig wees. Ek klim hier in die water in. Ek kan help hulle daarvoor. Ja, hulle moet nou net eens daai ding oor daai ding se horings kry, maar hulle moet pas op dat hy moet kap met die horing. Sal dit nie help as ons van die sweep van nie af piets nie. Hulle het 'n lang tou. Ek hoor van sit met my bakkie hier. Hulle moet kry. Ja. Dink oom nie, maar nou moet oom hier deur die rivier nou. Maar ek moet nie deur die rivier. Wow. Wow. Yes. Wow. Waar gaan hy? Wow. Nee, wat kan jy? Hey. Gaan na voor, trek hulle nou. Hulle sal gaan. Trek hulle nou. Hulle sal gaan ja. Ons moet van dorp en van die stoel. Sien ons dit? Ja, as hy. Wow. Hy het reg. Wow. Okay, wow. Hey, wow. Hey. Vandala. Go daar hier die front. Julle moet daai Kom Laurens, as kom uit is aan die kant nee, sê vir hulle met die voorste osse slaan, dan sal hulle deurgaan. Nee, hulle moet uit die terugkry in die middel. Want daai eers moet in 'n lyn weg kyk maar se rug daar gaan. Kom Japie, kom help. Is jy right? Ja, is reg. Alright. Slaan daai voorste twee net saggies daarso. Net saggies. Ja, verstaan. Net saggies hoor. Ja. Wait, there is one. Ja, op, nou ja. Hy was in die middel reg kry. Luister nou mooi. Ja. Hier kan ons voor nog staan. Ja, maar hulle praat nie, maar hy sê ons moet. Ja, maar ons wil. Want as daai twee voorste osse nou loop, dan sal die agterste twee klaar regkom. Dis net wat ek sê dat hy ons los moet voorstaan. En ook hy man met ons en as speler of hierdie dat. Klaar.
In front one. Whoa. Don't! Fight you! In front one. Whoa. Yes, straight now, straight. Ja, wacht net, hy is reg. Hæ? Hy is nie reg. Ja, jy sien hy het net sy neus verkeerd gedraai, net sy horing nou daar uitsteek. Kom nou. Kom nou. Hey! Ja, dit, kom. Okay, it's all right. Shaya front ones. Daai kant. Shaya in front ones. Dala. Shaya in front ones. Hey, Dala. Laat aside. Kom laat aside. Hey. Beginning, lap aside. Shaya this one. Okay, man, Wag. Okay, gaan so om. Ja. Wag 'n bietjie. Yes. Daar's hy. Okay, yes. Okay, whoa. Shaya in front ones, man. In front ones. In front ones. Stop eens met de koor. Shaya in front ones. Shaya in front ones. Hulle sal hulle reg trek so. Kom eens, hy kom. Yes. Hy kom. Whoa. Kijk, Dala. Lap aside. Die volk hulle na 'n jong predikant gewend. Hulle het hom gevra om hoofredakteur van die eerste Afrikaanse koerant te word. Hierdie man het die landskap voorberei vir die gebou wat moes kom. Dit was Dr. D.F. Malan. U staan op die scheiding van 2 eeuwe. 1938. Die Ossewaard trek. Hoe goed onthou ek nie Dr. Malan se toespraak by Bloedrivier nie. Dis hierdie eeuwfeestjaar wat die volk wakker roep uit sy doodslaap. Dis Danskraal en Bloedrivier wat het weer oor Suid-Afrika se vlaktes uitpasuin. Dat om te kan oorwin, jy boven alles nodig het om op te kyk. En dat met die wederopstanding van die Afrikanerdom se ou idealisme, daar ook uit die graf moet verrys, nuwe hoop, nuwe vaderlandsliefde, nuwe wilskrag en nuwe eenheid. Nou is ons weer wakker geskud soos daardie jaar. Ek sal nooit Dr. Malan se kragtige wekroep aan die einde van sy toespraak vergeet nie. Vra hier vandag aan u en aan elke Afrikaner, roem Andries Pretorius met uw woord, maar roem hem nog die hoogste van al, met die daad en volg sy voorbeeld na.
halfpad tussen 38 en vandag nog 'n groot gebeurtenis in die lewe van my volk. Hulle het in hulle duisende gekom en met boere geesdrif fees gevier. Die hange van Monumentkoppie het gedaver soos hulle juig en sing by die inwyding van die Voortrekker Monument op 16 Desember 1949. En toe breek die heilige oomblik aan met Dr. Malan aan die woord. Die uur is nou daar. Die sonnestraal uit die hemel val nou op die sarkofaag. Dit verlig nou daar die toewydingsgelofte wat nou en vir altyd diep ingegrif en onuitwisbaar op die hart van elke Afrikaner geskrywe moet staan. Ons vir jou, Suid-Afrika. Ek gee nou die teken vir die ontsluiting van die monument. Van Zuid-Afrika, of ook u wat met trots op uw borst slaan en u zelf een Afrikaner noemt. Waar gaan jij heen? Zal Zuid-Afrika nou en altijd, zal u voor uzelf en voor uw kinders die uitdaging aannemen en moedig en vastberaden uw taak aanvaardt? Waarheen Zuid-Afrika? Die antwoord hierop kan alleen door u zelf gegeven worden. Vandaag met die woord, maar daarna met die daad, als daar die zieldoorzoekende vraag, om dan aan u opdringen. Afrikaner, o waardes, waar gaan jij heen? Staan dan stil en draai terug. Terug naar uw volk. Terug naar uw volkse hoogste idealen. Terug naar die pand wat ook aan u toebetrouwd is om te bewaren. Terug naar die volksaltaar, waarop u uw offers moet leggen. En als dit van u geëist wordt, ook u zelf als een offerande. Terug naar die heiligheid en die onschendbaarheid van uw gezinsleven. Terug naar uw christelijke wandel. Terug naar uw christelijke geloof. Terug naar uw kerk. Terug naar uw God. Hulle was die bouw,
Hulle was die boumeesters, die argitekte van die republiek. Hulle en andere voor hulle. Generaal Beyers, generaal Joubert, generaal Delarey, de Wet, president Steyn, Paul Cruet. Die meest centrale figuur in ons volkse geschiedenis is Paul Kruger, echter niet slechts man van die verleden nie. Hij is ook, en wel boven alles, man van die toekomst. Zoek in die verleden, zo het hij gezegd, dat wat goed en schoon is, en bouw daarop je toekomst. En daar die toekomst was voor hem helder. Maar hoor nou verder. Bij van wat opgebouwd is vernietigd. Maar met eenheid van zin en eenheid van krachten kan weer opgericht worden wat afgebreken is. Want al het hij in zijn eigen persoon van die toneel verdween. Hij heeft toch die fundamenten gelegd, waarop daar die toekomst, wat hij met zijn geestesoog gezien het, alleen vast en zeker kan verrijzen. Slechts 50 jaar is nou voorbij. En heel Zuid-Afrika is nou een soeverein onafhankelijke land, met die onbetwiste recht met die onbetwiste recht om op stadkundige gebied zijn eigen lotgevallen en zijn eigen toekomst te bepalen. Die vraag is hier gepast en mag wel gesteld worden. Of Paul Kruger zijn toekomstgezicht, die herstichting van een republiek in Zuid-Afrika ingesluiten. Daarop kan alleen geantwoord worden dat Paul Kruger gedurende zijn hele leven geen andere vrijheid als een republikeinse vrijheid gekend heeft. En wat die toekomst betreft, wie kan als hij feiten vierkant in die gezicht wil kijken, daaraan twijfel dat een republiek zal komen. Het vormt immers een deel, en misschien ook nog die belangrijkste deel van die geschiedenis van Zuid-Afrika. En geschiedenis op zichzelf kan je niet zoals met een nat lap doodveegen. Het is niet op een bord of zelfs op papier met inkt geschreven of afgedrukt niet. Het is geschreven op levende, kloppende harten. Het schept een onafwendbare lotsbestemming. Maar op wat manier moet die republiek verkry worden? Zo zei die heren, niet door kracht en niet door geweld niet, maar door mijn geest zal het geschied. Het is een
O wye en droewe land, alleen onder die groot suidersterre, sal nooit 'n hoë blydskap kom deur jou stil droefenis. Jy ken die pyn en eensaam leie van onbewuste enkelinge, die verre sterwe op die veld, die klein begrafenis. Eenvoudige mense, wat getrou en enkel bitter dinge doen, en enkel val soos korrelsaad. Stildaad, klein trouloosheid van die wat om 'n ander diens, soos knegte jou verlaat. Sal nooit 'n magtige skoonheid kom oor jou, soos die haalwit somerwolk wat uitbloei oor jou donker berge. En nooit in jou 'n daad geskied wat opklink oor die aarde en die jare in hulle onmag terge. 'n Grootsheid van so suiwer glans, dat mense in 'n verre land wat van jou naam die melding hoor, met wille en helder oog sal staar, soos vroeë vaarders in die nag, verslae sien het kim bo kim. Die nuwe blomgroot sterre styg op uit jou see se wit gevaar.